Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan uitstekend met elkeen van julle. Vandag wil ek jou neem na die lewe van 'n man van God wat ons dikwels net onthou vir sy geloof, maar ons vergeet maklik hoe breekbaar hy ook was. Sy naam was Elia. Nou as daar iemand was wat God se stem geken het, was dit Elia. Hy het vuur uit die hemel sien neerdal, hy het gebid en reën het na 3 jaar weer geval. Hy het die valse profete van Baal op Karmel uitgedaag en God het met vuur en uit die hemel uit dramaties geantwoord en al die Baal profete uitgewis. Dit was geloof op sy hoogste piek. Maar net na die oorwinning, toe almal moes besef het wie die ware God is, word Elia met die dood gedreig deur koningin Jezebel, nee, en skielik, die man wat so dapper was, hy vlug, hy hardloop die woestyn in, hy is fisies moeg, hy is emosioneel leeg en geestelik voel hy oorweldig, en hy sê vir God hierdie woorde, ek het genoeg gehad, Here, neem my lewe. Kyk net hoe naby geloof en moedeloosheid aan mekaar kan wees, en dit is op sy laagste, daar waar Elia is, in 'n grot, waar God toe nou kies om weer met hom te praat. God praat met hom op hierdie besonderse wyse, God stuur eers wind, en toe stuur hy 'n aardbewing, en hy stuur toe vuur. Elia ken hierdie ding, hy ken die bonatuurlike, dis hoe God al voorheen met hom gewerk het, maar hierdie keer, God was nie in die wind nie, God was nie in die aardbewing, in die skudding nie, en hy was ook nie in die vuur nie. Toe kom daar 'n sagte fluistering, en Elia dek toe sy gesig met sy mantel, en hy weet, God is hier. En geliefde, dis belangrik, God het nie Elia uit sy situasie geskreeu nie, hy het hom uitgenooi met 'n sagte fluistering. Wat is so belangrik aan hierdie? Wat leer ons hieruit? Eerstens, selfs geestelike reëse, hulle raak ook moeg. God verander sy toon soms met ons. Hy verander sy stemtoon of sy benadering, nie om afstand te skep nie, maar om nabyheid te skep. Fluisteringe vra fokus, en fokus bring verhouding. So wanneer jy moeg is, wag op God se fluistering. Moenie net soek na krag of nie na bonatuurlik nie. Soek na die Here se nabyheid. Soos Elia, ek wil jou aanmoedig, dat ons God sal sien in die fluistering, en sê hierdie saam met my. Maak hierdie verklaring saam met my. Sê dit, Here, ek luister na U in die fluistering. Ek beweeg nader. Sê daai weer vir my. Sê dit weer saam met my. Here, ek luister na U fluistering. Ek beweeg nader. Geliefde, dalk is jy op 'n plek waar jy moeg is om sterk te wees. Jy voel dalk soos Elia. Jy voel uitgeput, leeg en emosioneel alleen. Maar hoor vandag hierdie waarheid. God is nie weg nie. Hy is nie stil nie. Hy is nader as ooit en hy fluister. Sy fluistering is nie 'n afwesigheid van krag nie, dis 'n teken van sy verhouding. Sy teken dat hy nooi jou uit om stil te raak, nader te kom en net te wees by hom. Bid dit vandag saam met my en vertrou die Here dat hy is daar ook in die fluistering. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die stil oomblikke in ons lewens. Die kere wat ons voel dalk uitgeput, moeg, leeg. Ons is daai persoon wat baie keer, ons wil sterk wees vir ander. En tye is ons bo, en ander tye is ons onder. Sekere tye voel ons afgemaat en moeg. En Here, mag ons vandag leer uit Elia se storie uit sy storie uit, dat U kom baie keer nie deur die bonatuurlike nie, maar U kom deur die stilte, in die fluistering, kom U na ons toe. En daarom vra ek vandag, Here, dat ons ore, ons geestelike ore sal instem tot die sagte fluistering van U stem, wanneer U ons nader nooi, nader in verhouding. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, as jy nog hele week saam met ons gereis het, so baie dankie vir julle bemoedigende kommentare, vir elke persoon wat deel, en as jy vandag vir die eerste keer by ons ingeskakel het, so lekker om jou saam met ons te hê, en as jy kan, deel hierdie boodskap saam met iemand anders. Gaan in vrede. Totsiens.